Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle vandag met 'n woord te kan bedien. Het julle geweet daar is 6 dinge wat God haat en die 7de ding is vir hom 'n gruwel? Nou dit kan ons lees in Spreuke 6 vers 16 tot 19. Een van hierdie dinge wat God haat is tweedrag saai. Dan is daar ook voete wat na die kwaad loop, hande wat bloed vergiet. So daar's dinge wat God ook haat. Ek dink nie een van ons het gedink, maar kan God ook haat nie? Ja, God kan. Maar nou moet ons net onthou, dis nie die mens wat God haat nie. Want ek bedoel, God is so lief vir jou, hoekom sal hy jou haat? Dit is die dade wat ons doen. En selfs so met ons mens ook. Jy weet, ons is vandag op te sê ek haat dit, of ek haat jou, maar dis nie dat jy daai persoon haat nie. Jy haat dit wat daai persoon doen. En net soos ons ook nie daarvan hou as mense goed aan ons doen nie, of aan ons geliefdes doen nie, dit wat ons haat, net soos dit met God ook. Ek meen, as God sien hoe daar tweedrag gesaai word tussen sy kinders, en hoe daar onskuldige bloed vergiet word, en kwaad gedoen word, dit maak enige iemand seer. 'n ouer, 'n oupa, 'n tannie, 'n oom, dit maak seer. En ek weet ons almal het ons foute. Ons maak foute, daarmee stry ek glad nie. Maar nou wil ek vra, leer ons daaruit? Of gebruik ons dit om te sê, ag nee, wat God is genadig, hy sal ons vergewe. Ja, God is genadig en hy sal ons vergewe. Maar dit gee ons nie die reg om te bly sondig en te bly dinge doen wat mense en selfs God ook haat nie. Veral as jy ook teen die Heilige Gees sondig, dit is ook 'n gruwel vir God. Nou, ek wil graag vandag vir jou vra, kind van God, is jy nog op 'n plek waar die wêreld veroorsaak dat jy van hierdie dinge doen, wat dan eintlik haat veroorsaak? Jy het tyd om te draai. Jy het tyd om God se vergifnis te kry, my boetie en sissa. En hy's getrou, hy sal jou vergewe. En wanneer jy aan dit begin werk, kan ek vir jou verseker, gaan daar so 'n omkeer in jou lewe plaasvind. Daar gaan so 'n omdraai plaasvind wat jy nooit besef het kan gebeur nie. Hierdie woord is glad nie om iemand te oordeel of iets nie. Dit is om vir jou te sê, jy het nog tyd om te kan omdraai. Moenie wag tot môre, oormôre, volgende week, volgende maand nie. Doen dit nou en kyk hoe jou lewe na 'n volgende vlak toe geneem kan word. Kom ons dink ons ook in, dat soos ons dinge haat, wat seer maak, so is dit vir God ook. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus Christus naam, ek vra om verskoning vir die dinge wat ons doen, liewe Here, wat regtig verkeerd is, en dinge wat U haat. Ek bid in Jesus naam om ons te vergewe, en ek bid, Here, maak ons bewus van die dinge wat nie hoort in 'n kind van God se lewe nie. Ek bid, Here, dat ons op 'n plek sal kom, wat ons hierdie dinge neerlê, sodat ons kan, liewe Here, vrylik leef en voluit leef, sonder al hierdie bagasie wat veroorsaak dat haat plaasvind. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam. Amen en amen.